WP Leidlaw, Adjunktoof Sport. Okay. Welkom op ons blou bank, meneer Leidlaw. So sê vir ons bietjie wie en wat is WP Leidlaw? Interessante vraag. Nee, ek is WP Leidlaw, ek is by die skool nou, ek dink dit is my 20ste jaar. Begin hier as 'n posvlak 1 onderwyser en sit tans in die adjunktoof sportposisie. Ek is by die atletiek betrokke en ek is by die rugby betrokke, is twee passies vir my, maar ek het net dogters by die huis, so met ander netbal en hokkie en daai goeters is ook maar 'n definitiewe deel van my lewe en definitiewe passie vir my. Een ding wat ek van jou nou agtergekom in die laaste paar jare is, ek het jou nog nooit kwaad gesien nie. Ek het nog nooit gesien jy gooi 'n tantrum nie. Ek het jou nog nooit ongeduldig gesien nie. Raak jy ooit kwaad? En wat maak jou kwaad? Ek doen, ek word baie. Maar ek het ook al geleer dat jy kry nie noodwendig enigiets reg wanneer jy 'n uitbarsting het nie. So ek probeer maar altyd om dinge binne in myself uit te sorteer en uit te stoei. Is beter om na die tafel toe te kom met oplossings as wat dit is om net 'n klomp goeders daar neer te gooi en van mense te verwag om iets daar uit te maak. Het jy 'n mentor? Ek het 'n paar mentors in my lewe. Ek moet sê ons hoof meneer Kriel is my groot mentor gewees vir al in my vroeë jare. Toe ek nog die oorskakeling moes gemaak het van 'n jong man wat aspirasies gehad het om nog professionele rugby te speel na 'n onderwyser en om te groei in die onderwys, het Dawie my regtig baie rigting gegee, baie leiding gegee. En dan moet ek ook sê my oupa was 'n goeie voorbeeld vir my in my lewe gewees van hoe om 'n man te wees en hoe om op te tree rondom mense en om baie keer eers 'n bietjie jou tong te hou en seker te maak dat dit wat jy sê regtig waar dit is wat jy bedoel. Jy het ook, jy is getroud met Petro en jy 2 dogtertjies. Nou Petro het ietsie geskryf oor die man en pappa wat jy is. Ek gaan dit nou lees. 'n Pappa is 'n man met 'n warm hart wat ferm dog in liefde rigting gee aan huis. Hy dra sy trots vir sy dogters, trots op sy mou en sal enigiets doen om sy gesin veilig te hou. WP is dit alles en nog baie meer. Hy's 'n paps en 'n dad vir sy dogters. 'n Dad wat kan Fortnite speel en ook flapjacks pak. 'n Paps wat nie net kan wiskunde verduidelik nie, maar ook doodstil kan sit vir 'n facial en 'n paar geverfde naels. Wat jou gunsteling kleur Q-Tex? Ek het vanoggend nog gesukkel met blou en groen Q-Tex vir my toenails af te kry. Dit is oulik. So ja. Watter voorreg om WP as 'n man en pappa te hê. Nie net is hy ons kalmte in die storms nie, maar hy is by verre die aantreklikste. Dis jou vrou wat dit van jou sê, né? Al die goeie goed, né? So wat is vir jou lekker van pa wees? Ag, weet jy, so net presies dit, net om ek vat nogal baie van die goeters van toe ek jonk was, baie ernstig op en ek probeer seker maak dat my kinders daai ervarings, die goeie ervarings kan ervaar, dat hulle geleentheid het om dit te kan hê. Ek het baie van die goeters in my lewe het ek so al verbygejaag, want jy jaag na die volgende ding toe en ek dink is baie keer belangrik dat hulle verstaan dat hulle in die oomblik moet lewe en dat hulle moet geniet dit waar hulle is en waarmee hulle besig is. So dis my groot ding op hierdie stadium. En dan om kinders in die wêreld in te bring wat selfstandig is en wat verantwoordelik is op die einde van die dag. Ek dink dit is iets wat definitief kort in ons jeug is dat mense verantwoordelikheid vat vir hulle aksies. So dis my baie lekker. Ek dink ek's 'n streng pappa, maar ek dink ook hulle verstaan waar dit vandaan kom en daar is genoeg tyd om pret te hê en lekker tye te hê. En Petro, vertel ons van Petro, jou vrou? Nee, definitief die lig van my lewe en sy is die rede hoekom ek hier sit vandag. As ek haar nie ontmoet het nie, sou ek nie geweet het eers van Noordheuwel nie, ek sou nooit hierdie kant toe gekom het nie, ek sou teen nie in die onderwys opgeëindig het nie. So definitief my rots. Wanneer dinge moeilik gaan en wanneer dit baie keer is dit net lekker as sy net by jou sit. Ons hoef nie eers te praat nie, jy weet, maar sy kan agterkom presies waar ek is en hoe ek voel en wat nodig is. Baie keer is dit nodig om iets uit my uit te trek en daaroor te praat en baie keer is dit net nodig om my net te los dat ek net my eie ding doen. Maar nee, ek is oneindig en dankbaar vir haar en dit wat sy in my lewe vir my beteken en die manier hoe sy my ondersteun. As jou rugbyspan verloor, is jy ook iemand raak jy kwaad? Ongeduldig, praat jy nie, hoe hanteer jy dit as jou rugbyspan verloor? Want dit is nie lekker nie, dis vir niemand lekker om te verloor. Ek dink ek sal baie beter, sy weet ook, in die beginjare as my rugbyspan verloor het sy my so vir 2 dae uitgelos, ek het net rondgeloop soos 'n buffel, en goed geskop en so nou en dan gebrom en so, maar ons het nooit regtig gepraat nie. So ek is definitief al beter met dit vat my gewoonlik so, ek is nou hierdie jaar by onder 14, so teen die tyd wat die eerste span speel, is ek nou al beter, is ek nou al so dat ek weer met mense kan praat. Maar ja, nee, dit is 'n ding wat 'n ou aantrek, is 'n ding wat deel is van jou persoonlikheid. Jy wil graag
sukses behaal en by einde is dit maar 'n deel van jou en deel van jou familielewe. Wat sal jy sê is jou grootste aanwinst vir Nories? So net ek dink ek is 'n harde werker. Ek dink dis my grootste aanwinst wat ek het as daar werk is wat gedoen moet word, dan kan jy op my knoppie druk en dit sal gedoen word. Ek dink ek het in die afgelope klompie jare het ek nou al redelik geleer om te spesialiseer in sekere goeders en nou definitief sekere goed waarna ek beter is as ander. Maar op die einde van die dag glo ek dat as al werk is wat gedoen moet dit gedoen word. Ons kan daaroor praat en ons kan raai en wonder wie dit moet doen, maar op die einde van die dag moet die werk gedoen word. So as dit op my tafel val, dan sorteer ons dit uit, dan kry ons dit gedoen. Die toekoms van ons kinders oor die algemeen, is jy onseker, is jy bang, dink jy ons kinders het 'n toekoms? Definitief. Ek dink dit gaan as 'n skool, as Noordheuwel, dink ek is ons op 'n fantastiese plek om 'n visie en 'n missie te hê wat ons nou al die laaste 20 jaar wat ek by die skool betrokke is, deurdryf en duidelik kan sien hoe ons nader aan dit groei, maak dit makliker om 'n duidelike pad vir ons kinders daar te stel. Ek dink ons skool is gesond, ek dink definitief die pad vir ons kinders is definitief en duidelik vir hulle en dit maak dit maklik om sukses te behaal. En dan in die groter prentjie ook, ek dink definitief kan jy sit en jy kan vir jouself al die negatiewe goeders opnoem, maar ek dink daar's ook 'n klomp positiewe goeders wat daar buite is, wat jy ook net sowel vir jou kinders kan wys en vir hulle kan seker maak dat hulle daarna streef. Laaste vraagie, Noordheuwel. Wat beteken Noordheuwel vir jou as mens? Ja, Noordheuwel was my tweede begin gewees. Ek kom van die plaas af en ek het RAI toe gekom en dit was my eerste ervaring van die groot stad en dit was vir my nogal intimiderend geweest. Dit was nogal vir my erg geweest en om hierso aan te gekom het, dit was so huis weg van die huis af geweest wat nou nader aan my huis geword het. Ek spot altyd so, dan sê ek vir die kinders, ek is seker nou maar 'n Kreersdorper want ek's nou al langer in Noordheuwel as wat ek fisies op die plaas was. Maar nee, Noordheuwel is definitief vir my 'n plek waar ek myself gesien het 'n langtermynloopbaan kan bou, waar ek gesien het waar ek my familie kan groei. My dogtertjie kom volgende jaar hoërskool toe, so en dit is een van die goeders wat ek selfs in my loopbaan en in my loopbaankeuses en my bevorderingskeuses moes in ag neem, is waar wil ek graag hê my kinders moet skool gaan en daar's net nie vir my 'n beter opsie of 'n beter plek as Noordheuwel nie. En nou regtig jou laaste vraag. Sou jy wou boer as jy kon? Sou jy wou boer? Ek het nou die dag toe ons wil ek klaar te ry, toe sê ek vir Petro, as ek nou 'n stukkie grond kon kry, miskien bietjie anders omstandighede in ons land, dink ek sou ek definitief nou nog 'n bietjie kon geboer het. Ag, kon jy weer by die boertjie, Ja, man. dink so Wat sou jy wou boer? Ja, jong, kyk, ons het maar met gewasse geboer. Ons is nie regtig groot op die diere nie, so glo ons sal maar weer in daai pad ingaan het. Okay. Dankie weer, Pierre. Dit was cool. High five. Meer as genoeg